Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker op hierdie Woensdag, die 7de Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel 0720202615. Jy weet, vandag kom ek na u toe en ek wil graag hê u moet na hierdie woord luister, want daar's dinge besig om te gebeur, sommer vroeg in hierdie nuwe jaar. Laas jaar het ek reeds beplanning gemaak dat ons hierdie jaar begin met 'n Bybelstudie, 'n Bybelleesprogram in Engels en in Afrikaans. Maandag en Dinsdag is ons Engelse programme en Woensdag en Donderdag ons Afrikaanse programme. En die een ding wat ek vasgestel het, wat ek ook nou vanaand gaan deel op ons Bybelstudiegroep, op WhatsApp, nêrens anders nie, net op WhatsApp, is nogal 'n gevalle boodskap, want as ons gaan kyk, baie mense sê dat die Ou Testament is uitgeleef, maar dit is nie uitgeleef nie. Jesus het nooit die Ou Testament vervang met die Nuwe nie. Nooit het hy dit gesê nie, hy het wel gesê, hy vervul dit. Met ander woorde, die Nuwe Testament is daar sodat ons die Ou Testament beter kan verstaan. Want jy sien, alles wat in die Ou Testament staan, het Jesus kom verkondig. Die profetiese boeke, alles is nog steeds in werking. Sien, selfs daardie profete van die Ou Testament waarsku ons oor die tye van die toekoms. En ek gaan een so voorbeeld gebruik vandag, want in Genesis word die genealogie van God af tot by Noag gegee, en ek het hierdie samestelling gemaak, en ek wil hê jy moet graag luister hierna, want ek gaan dit vanaand volledig deel op ons WhatsApp groep met die Bybelstudie. God beteken skepping. Adam, rooi grond. Set, kompensasie of vergoeding. Enos, die sterflike mens. Kenan, besitter. Malal, lof van God. Jared, afkoms. Henog, toegewyde. Methuselah, man van die pyl, die spoed. Lamech, kragtig. Nou ek het gegaan en ek het volgens die jaargetalle gevat. Volgens elkeen se geboorte. Maar Adam sterf toe op 935 jaar. En dis na Lamech se geboorte. Henog word opgeneem op 365 jarige ouderdom. Set sterf op 912 jarige ouderdom. En Noag is gebore en sy naam beteken rus. En dit is van die begin af. Die eerste jaar is Adam gebore, 130 jaar Set, na 235 jaar Enos, 325 jaar Kenan, 395 jaar Mahalalel, 460 jaar Jared, 622 jaar Henog, 687 jaar Methuselah, 874 Lamech, op 935 jaar sterf Adam, 987 jaar is Henog opgeneem, op die 1042ste jaar is Set, het hy gesterwe, 1056 jaar is Noag gebore. En ek het hierdie samestelling gemaak uit die betekenisse van hulle name. Uit rooi grond is die mens formeer deur die hande van God, die Skepper, wat sy gees asem, met vergoeding vir die sterflike mens as besitting vir elkeen wat God loof en prys. Sal daar afkom 'n toegewyde man wat onsterflik is. Hy sal opskiet baie vinnig met kragtige dade en wonderwerke en weer opgeneem word tot die 1000 jaar vrede of rus begin. Nou luister na die woorde. Jesaja 53. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, is die wat ek nou net gelees het nie. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word, wat ek nou net gelees het. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mens se kind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle monde oor hom toehou, want
wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Dit is Jesaja 52 vers 13 tot 15, 53 vers 1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespreid, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Dit is hoe Jesus vernieuw was vir my en jou. En dit is in die Ou Testament geskrywe. So ek wil hê jy moet dink, voordat jy sê die Ou Testament is uitgeleef, of ons nie nodig om in die Ou Testament in te gaan nie. Want Johannes 1 vers 14 sê dat Jesus Christus is die woord wat vlees geword het. Luister baie mooi, gaan lees Johannes 1. Hy is die woord wat vlees geword het. So wat is die woord? Dit wat God gespreek het, is die woord. En dit wat God gespreek het, het plaasgevind. Elke ding wat gemaak is, in die begin van ons Bybels, is gemaak met die woord van God. Hy was verag, vers 3 van Jesaja 53, en deur die mense verlaat, 'n man van swarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Sy disippels het weggehardloop toe hulle hom vang, daar in die tuin van Getsemane. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Jou lewe, tot in die dag wat jy wedergebore word, tot op die dag wat jy aanvaar dat Jesus Christus jou verlosser en saligmaker is, tot op daardie dag het jy gedwaal. Jy het in ongeregtigheid gelewe. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakroos sien, hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Hierdie vertel ons presies die storie van Jesus se kruisiging. Jare voordat Jesus gekruisig was, en jy kan lees van Jesus se kruisiging vanaf Matteus 26 tot en met vers 28, sy kruisiging, sy opstanding, sy wandel en sy opvaarding. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die woord. Seën hierdie woord, Here. Stuur dit waar dit moet wees in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.